If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. My goeie vriend Johnny Burger, hier sit ons weer, volgende episode. Ek wil so 'n bietjie praat oor Lakeside. Elke keer as jy inry, is hier 'n astronomiese progressie wat plaasgevind het. En is vir ons lekker, want ons sien dit. Hierdie ouens sê vir ons, hulle gaan aan teen die spoed van wit lig, en die verkope doen verskriklik goed. En ek wil amper vir ons kykers al by die huis sê, as jy nog nie op hulle website was nie, as jy nog nie afspraak gemaak het nie, Johnny, ek wil vir Pierre vra dat hulle vir ons hierdie huis skenk, want ek gaan vir hulle mis. Ons gaan ons studio mis as hierdie plek voltooi is. Is net regtig so stunning plek, Johnny. I must be very honest. This is going to be the estate in Pretoria East. Every time we're coming in here, the services are just progressing at a fast rate. This is a beautiful estate. This estate is going to shoot light out. I like the idea of over 50s. You know, and when you're over 50 like myself, you realize you're actually still young. You're not old, but this is going to be phenomenal. Yeah, and everything that's coming around this area. The hospital being built, you wouldn't have to leave these gates really, because everything is going to be inside. You know, your sports club with paddle and tennis and bowls and all the rest of it. And then obviously your frail care sector that would be here, and a nice strip mall. So yeah, I truly believe this is the place to be in the next year or 5. And if you haven't been here yet, please make an appointment. All the contact details are in the comments below. And yes, come and have a look at this fantastic place. Johnny, net vinnig, ons gaan nou praat oor die rugby wat gespeel is al en whatever, wat vir ons belangrik is vir hierdie naweek is, daar's vir ons nogal 2 wedstryde wat uitstaan. Dis Gimnasium wat teen Paul Roos speel, en dan natuurlik die groot enetjie in Gauteng is die lang verwagte Garsfontein teen Monument, veral gegee waar hulle op die oomblik is as groepe, as spanne en as skole vir daai rede. En so Johnny, dit gaan 'n interessante episode wees hierdie. Ek sien uit daarna. Yeah, look too. Hamding is coming up. Paul Gym against Paul Roos. It's probably the top 3 schools currently in the country playing against each other in that fixture. And then there's north of the Hexgate Derby. Garsfontein is playing brilliant rugby. Monash is top 10. You know, so it is going to be fantastic. So we had the privilege, obviously, to have him chat with these guys again, and we are going to get the comments that we have favourites in schools. I know that, and please believe us when we say we don't. We just love these people for what they are doing for the kids, and what they are doing for the boys, and we stand in the name of children. That's why this show was born, and we'll always do that. And we see certain things at Monash and at Garsfontein that is really, really special, Johnny. It's the people involved, and that's what we want to really stand still with today. The people involved in these schools. Look, there's a fundamental principle. A gentleman by the name of Jim Collins, he wrote 2 business books, one called Good to Great and the other one Built to Last. It's the best-selling business books in the world. So what Jim Collins did, Thijs, is he went to find companies that's 100 years and older. And his research wanted to point to the common denominator between these companies. So what do they all do that's the same? And the fundamental principle here was the following, and this is very interesting, is get the right people on the bus, get the wrong people off the bus, then you get the right people on the bus on the right seats, and only then you decide where the bus is going. And that is key with a school like Monument.
they've got the right people on the right seats on the bus, and that's why this bus is heading where it's heading. I mean, if you look at from the marketing, from, Sophie and Yanni, from Wynand, these people are phenomenal people that's got a deep passion and desire to make that school and community a better place. And I think that, speaks for itself. So yes, people can say favoritism. It's not about favoritism. It's about us seeing the value that the right people can bring to the table. Same with Garsfontein. Phenomenal people. We see the new headmaster coming from Kimberley, going to Garsfontein, yeah, Kokkie. That my advice, and we travel every weekend, and my advice to a school will be, just apply that fundamental principle. Getting the right people on the bus, wrong people off the bus, the right people on the right seats, and then we decide where the bus is going. If they apply that, that's why it's going like it's going with Monument this year, and that's why it's going like it's going with Garsfontein this year. And two phenomenal schools, phenomenal friends that we've got at Monash as well. Let's not beat around the bush. I mean, Yanni du Plessis is a good friend of mine. I love him, but for various reasons. And if you look at a guy like, take Wynand, they should erect a statue. Absolutely. Of Wynand at that school. Yeah, no, absolutely. And I'm glad you alluded to that whole bus analogy, because it was actually brought up. I actually mentioned that in one of the interviews. So without further ado, let's go and have a look at what Sophie and Yanni said, and then also Sylvester. And this segment is brought to you by Lakeside. Dit is my rarig 'n absolute plesier om hier by Sophie en Yanni te sit. Ouens, dis altyd vir ons lekker hier, want ons weet wie julle is, ons weet hoe julle harte klop vir die skool en vir die seuns, en ja, hierdie gesprek gaan regtig oor dit eerstens, en 'n baie spesiale naweek wat vir julle voorlê. So dankie dat ek weer die geleentheid het om met julle te kan gesels, en dat julle altyd bereid is om met ons te gesels. Baie dankie vir julle. Ek bedoel, julle doen moeite, en julle was al verlede jaar hier toe ons net begin het, so dit voel amper of ons julle is ons good luck. So ons wil die pad saam met julle stap, want ons sien verskriklike mooi goed gebeur, en jy weet, Johnny is vir jou so lief soos 'n seun, alhoewel hulle nie so ver uit mekaar het as in ouderdom nie. Sophie, hierdie naweek is spesiaal. Ek meen, dis tradisioneel. Kom ons praat baie jare terug, ons Garsfontein nie eens in die prentjie as dit kom by hierdie tipe van kwaliteit van ouens nie. En hulle het met rasse skrede verbeter, vir welke rede ook al, en elke uit sy opinie daaroor, maar ons moet tog erken, hulle doen iets reg om te wees op die rankings waar hulle is. En hoe voel julle oor die naweek, gegeewe waar hulle is en waar julle is in terme van julle seisoen? Ja, Thys, weer eens baie dankie vir die geleentheid. Ons is dankbaar dat ons hier kan wees, en dankbaar dat ons in so 'n kompetisie kan speel en saam met Blindside hierdie tipe goed kan doen. Garsfontein het van die begin van die seisoen af goeie rugby gespeel. En hulle het die upsets van die ronde 1, 2, 3 het hulle groot skole gespeel, hulle het goeie rugby gespeel, talentvolle spelers, en hulle het nog nie gestop nie. So hulle obviously doen iets reg, hulle vaste fasette is goed. Hulle het gamebreakers, ouens wat gevaarlik met die bal is. So hulle is 'n goeie afgeronde span, en as jy vir hulle geleenthede gaan gee, gaan hulle jou straf. As jy sekere ouens spasie gaan gee, gaan hulle jou straf. So ja, ons sien baie uit na die Saterdag. Ek dink dit gaan kompeterend wees. Obviously ons beplan om te wen, ons berei voor om te wen. So ons het ons plannetjies gemaak, en ons sien baie uit. Kyk, Jannie, die plek gaan weer gepak wees. En inteendeel, ek het gedink Noordheuwel is baie mense, ek dink die naweek gaan absoluut ballistic wees hier om hierdie veld. Maar dis tog waar alles gaan. Julle wil julleself meet, en hulle ook uit die aard van die saak, maar ons praat altyd eerste span, maar ons eintlik, julle wil die diepte toets. Julle wil kyk, hoe gaan dit van onder 14s af? Jy weet, waar trek julle met die goed? Hoorie, die ding is, om jou eintlik hierdie vraag en jou eerste vraag te antwoord. Die verskil van Garsfontein
van 10 jaar terug en die Garsfontein van nou is, hierdie span speel regtig vir hulle trots. Hulle wen baie close wedstryde wen hulle Boysay gewen 31-28, hulle het Stellenberg het hulle agtergeloop, die laaste beweging van die wedstryd gewen. So enige span wat veg tot die einde speel vir iets groters en speel vir mekaar en dis altyd 'n goeie teken. En dit is ook altyd 'n teken vir die oppositie dat jy weet dat jy gaan moet baie goed speel om so tipe span te wen. En dit is die groot uitdaging vir die naweek. Op jou punt, Garsfontein is hoekom hulle trots het, is omdat hulle trots het en omdat hulle diepte het. So dit gaan 'n groot uitdaging wees vir ons, nie net as eerste span nie, maar as skool ook. Maar ons sien uit om vir mense te wys waarvoor ons skool staan, die moeite wat ons gedoen het om dit ontvanklik vir mense te maak en aanneemlik. En ook om te sê, hoor hierso, ons is 'n gemeenskapsskool, enigiemand is welkom, en ons probeer dit so lekker as moontlik maak, of jy nou verbonde is aan Monument of nie, met wonderlike vermaak as rugby, goeie, ten minste die eerste span sal 'n ordentlike goeie 70 minute van naalkou rugby wees. So ja, ons nooi mense graag uit om dit te kom beleef, om dit te kom ervaar saam met ons, en ons doen dit eerstens vir die seuns, ja, maar ons doen dit indirek ook, sodat mense dit geniet hierso by ons, en dat hulle altyd terug aan huis toe met 'n vol hart. Ons sien dit al hoe meer, en dit is eintlik fantasties as jy dit aanraak, Jannie, want ons sien dit al hoe meer by skole, ons is die naweek in Woester wat verby is. Die hoeveelheid ouens wat rugby kom kyk, wat nie meer 'n kind of kraai in die skool het nie. Party van hulle was nie eens eintlik van Drosdui of 'n Woester gym nie, maar hulle besef waar skole rugby vandag is, dis 'n absolute entertainment om te gaan, want dis 'n skouspel van iets wat vir almal eintlik lief is, en dis rugby. So dis goed dat jy dit sê, en ek sê altyd vir ons getroue ondersteuners wat na ons kyk, en ons is regtig bevoorreg en geseënd, ons het verskriklike loyale mense wat na ons kyk. En ons sê altyd, blaaisvaarders, as jy in 'n omgewing is en jy het nie regtig iets nodig om te doen nie, dink 'n verskoning uit om hier te wees, want dit gaan spesiaal wees, en ek dink vir verskeie redes. Ek dink die mense, communities is dis belangrik dat die community, jy weet, by mekaar kom, en vir alle plek soos Monument, tradisioneel is jy praat van trots in 'n try. Ek het in my lewe nog nie gesien hoe 'n skool so seriously trots is op 'n witbil try nie, en ek sê nou witbulle, die Afrikaner gaan seker kwaad wees, maar dis tog waar die witbal eintlik maar begin het. En dit is my mooi om te sien, jy weet, die ouetjies maak regtig die try vol, is dit nie? Hoorie, Reinhard was ook 'n witbul, en hy het natuurlik die natuurlike trots, maar ek dink een van die goeders wat ons sê, en ons daar is sekere goed wat jy moet doen as jy jouself 'n witbul wil noem, en een van die goeders wat ons sê is, jy is vandag 'n witbul, jy is vandag 'n witbul, jy is môre 'n witbul, en jy is vir altyd 'n witbul. So ek dink die seuns is trots om te kan deel wees van iets wat hulle gaan hulle hele lewe lank 'n witbul wees. So dit is lekker om te skaaf en te werk aan mense wat 'n opregte trots het op iets moois. Ek bedoel, jy kan of trots wees op jouself en dan is jy selfsugtig, of jy kan trots wees op iets wat in spanverband is en wat 'n groter gevoel is, en ek dink dis 'n wonderlike alternatief as om net op jouself te fokus. So ja, ons witbulle is trots op die try, en ons speel om die ander witbulle en al die mense wat verbonde is aan Monument, om hulle trots te maak. Ja, Thys, ek wil net daar aansluit, die senterpunt van ons identiteit is die Here. En dis waarvoor ons speel. En ook Jana het die trots in die seun self teruggebring om met vryheid te speel, met confidence te speel. Die ondervinding wat hy opgedoen het oor die jare, oor die afrigters. Jy kan dit duidelik sien. Jy kan sien die seuns speel vir mekaar. Ons het ook die slogan since 1921, wanneer die skool begin het. So daar is ook deel van ons identiteit, jy speel vir iets groters. En ja, jy kan duidelik die verskil sien, hoe die ouens, weet, daai tradisies, die kultuur,
die trots terugbring en veg vir mekaar. Ja, ons praat van selfvertroue. Die verantwoordelikheid is 'n ongelooflike ding as jy dit in die ouetjie reg kry, want ek meen jy sê nou net 1921, so wat jy reg sê, Jari, daar was al 'n hengsetomp witbulle en daar gaan nog baie wees. Jy is deel van 'n baie groter prentjie as net dit. Jy dra maar net op daai stadium die verantwoordelikheid. Maar daai conference is 'n beautiful ding, Janie, en ons sien dit by Monas. Ek meen ons hier was met Noordewil se wedstryd. Jy kan duidelik sien daar's 'n freedom in die ouetjies om hulle self regtig te gaan express. Daai 3, ek onthou dit nou nog, daai wat julle linkervleueltjie weer daai gat slaan van die lyn staan af, eintlik met daai binnepaas. Jy kan sien 'n ouetjie hardloop met absolute confidence of die gat daar gaan wees of nie. Hy speel of die gat daar gaan wees. En dis vir my stunning om te sien. Ek weet die ouetjie speel regtig met 'n confidence. Ek sê altyd vir die seuns, ek het nog nooit ooit, behalwe dalk Frans Steyn, want hy het altyd goed gespeel, ek het nog nooit ooit saam met iemand gespeel of teen iemand gespeel wat swakker is met selfvertroue as sonder selfvertroue nie. Ja. Selfvertroue maak jou altyd 'n beter rugby speler, want jy pak iets aan, soos daai Roan Genis waar daai lyn gehardloop het. As jy met selfvertroue hardloop, dan jy maak dit gebeur. So ons bemoedig die seuns om met selfvertroue te speel, maar ek dink die groot draaipunt het gekom wat ons wel selfvertroue gegee het is baie keer speel jy met 'n bietjie vrees vir mislukking. Ja. Jy is bietjie bang jy verloor en meneer van Staden, ons hoof, het sessies kom doen met ons oor identiteit. Wat is jou identiteit? Is jou identiteit 'n wen? Is jou identiteit die witbul? Is jou identiteit jou prestasie? Maar om eers jou identiteit, weet eers wie jy is, en dan as jy weet wie jy is, dan kan 'n wen of 'n verloor, kan nie regtig daarby uitkom nie. En dan gaan al daai vrees gaan af, en dan groei seuns selfvertroue, en jy kan dit daadwerklik op die veld sien. Vandat ons daai as 'n span saam gedoen het, speel die seuns elke liewe naweek al hoe beter en beter, en dit is natuurlik vir ons as afrigters, vir my en Reinhard, kom baie keer na 'n wedstryd, dan is ons verstom, en dan dit is net so lekker, en ons is verskriklik trots op hulle. Ons praat nog 'n bietjie oor hierdie fase van die seisoen, want hier's krywingweke en hier's opwarmingswedstryde vir krywingweke, en dis altyd vir my 'n bietjie van 'n kopseer om te weet dit moet gebeur uit die aard van die saak, want jy wil hê die seuns moet op die hoogste vlak kan kompeteer. Maar dit is tog 'n kwelpunt vir 'n afrigter, want jy sit met ouetjies wat vanmiddag gaan 'n wedstryd speel en jy sien hulle het Saterdag 'n wedstryd gespeel. Jy weet nie of jy daai ouetjie heel terugkry nie. So hoe bestuur julle daai goed, Sophie? Ja, ons bid maar baie. Ons bid op die middelpunt. Ja, Thys, dis bitter moeilik. Soos ek sê, jy beplan om te wen, jy doen video sessies, dan skryf die seuns nog eksamen en hulle is siek en hulle wil ook graag die span maak by die Leeu's. Die Leeu's coaches wil ook wen, hulle wil ook goed doen. En dit is moeilik. Jy dink jy werk met 'n seun. Ja. Jy werk met sy hart. So eerste ding is akademie. Hy moet reg wees om toets te skryf, eksamen te skryf, en dan moet ons oefen. So dis nie altyd maklik nie, maar dis die belangrikste om skool toe te kom, sy akademie te doen, hy moet die dissipline hê, en dan moet ons oefen. Dit kom tweede. Ons wil graag hê dit eerste kom, maar dit werk nie so nie. So ons gee die ouens maar genoeg rustyd. Ons het gister maar net 'n video sessie dat hulle recover, so hulle daarom Sondag gister af. Môre speel 'n game, môre moet ons ongelukkig net weer 'n video sessie weer af, en Donderdag moet ons maar skerp maak. Maar ons is reg. Daar's niks wat ons gaan verander nie. Die ouens ken die calls, die ouens is confident. So is maar net daai final tweak en daai final skerp maak. Maar ons wil reg wees vir Saterdag. Ek kyk na die spanne wat die ouens bekend gemaak het, of tentatief voorlopig bekend gemaak het. Julle het dan dieselfde hoeveelheid ouens dan kry met spanne as wat 'n Garsfontein het. Ek wil net gou kom ons dek die tafel gou. As jy kyk na die twee spanne en die prestasies tot nou, waar die seuns individueel lê in hulle ontwikkeling, ek dink nie daar is 'n meer well-matched
of wedstryd vir hierdie tyd van die jaar tussen twee skole nie. En ek is incredibly opgewonde oor hierdie game vir baie redes, want ek dink ons gaan 'n skouspel sien van ouetjies wat flipper goed afgerig is, wat regtig weet hulle moet hulle werk wil doen, en op die dag is dit die ou wat sy dominance kan wys wat hom gaan wen. Hoorie, juffrou van Biljon, my standaard 3 juffrou sal baie trots is op my, want ek het die woord wat sy my geleer het onthou. Maar is asof hierdie eerste deel van die seisoen opbou tot 'n crescendo. So dit is elke naweek is 'n groter uitdaging, en hierdie naweek is ons grootste uitdaging. Soos jy tereg sê, ons het baie agting vir Garsfontein. Hulle is 'n goeie span, hulle is goed afgerig, hulle is 'n uitstekende span. So vir ons om ons te meet aan sulke goeie spanne en te kan weet ons hopelik ons man te kan staan is dit is lekker, dit is 'n voorreg, maar dit is ook presies waarvoor die werk. Dit help nie, jy doen verskriklike harde oefening en jy daag die seuns uit om beter te word elke week en hulle self uit te daag, en dan gee jy nie vir hulle uitdagings wat hulle nog rek nie. So ek dink Garsfontein is die beste span en met dusver wat ons al teen gemeet gaan word. Dit gaan soos 'n groot uitdaging wees, maar ons sien uit daarna, want ons het al van die einde van verlede jaar af gewerk vir oomblik soos die. Ja, Sophie, ek wil afsluit. Daar's videosessies, daar's 'n klomp goed wat gebeur, en ek dink nie julle gaan mekaar nie goed genoeg ken as jy kyk na wat al was tot nou toe vir die jaar. Maar daar's daai element wat ek tog dink, jy weet, in albei skole lê, maar ek moet sê, ons het dit in Monas gesien hierdie jaar, vandat julle ouens saamwerk, en ons het altyd gesê, asseblief, wees geduldig, hierdie is 'n proses. Maar ek haal my hoed af vir julle, manne, julle het dit in 'n tyd, ek wil vir julle sê, 'n absolute rekordtyd reg gekry, om die Monumentare weer 'n verskriklike gevaarlike span te maak, en groep te maak, en skool te maak, en is as gevolg van daai belief, en dit kom net van 'n coach af, coaches af, 'n bestuur af, ouens wat almal in dieselfde rigting dink, praat, operate, leef, en ons van Blindside af wil vir julle sê, dis vir ons lekker om dit te sien. Dis wat ons wens eintlik in elke skool kan gebeur, want ek sien niks derogatief nie, ons sien niks negatief nie, ons sien niks wat so ja, maar hoor dit regtig in skole rugby nie. Julle doen dit ongelooflik goed om julle harte vir die seuns te gee, en hulle is bitter goed om daai verantwoordelikheid te vat. So baie geluk ouens. Baie waardeer. Okay. Mag hierdie vir julle 'n great naweek wees. Ons gaan hier wees. Dankie. Ons bid. Ja, ons sal saam met julle bid vir geen besering. Ja, okay, kom ons doen dit so. Dankie. Baie dankie thuis. Dankie thuis. Sylvester, weer eens altyd lekker om by julle te kuier. Jy het 'n taak gehad hierdie jaar om 'n direkteurskap te bestuur, saam met afrig wat jy al laas jaar gedoen het, maar meer in 'n hoofafrigtersrol. En ek wil so 'n bietjie voor ons by die derby kom, wil ek praat oor die ervaring vir dit, want dit is 'n ander rol. Dis 'n groter hoed om te dra. Dis meer verantwoordelikheid. Dis die bestuur van baie goed wat nie noodwendig altyd gaan soos wat mense wil hê dit moet gaan nie. Dis 'n proses, en ek seker al van meeste ouens wat rugby 'n klein bietjie verstaan op skolevlak, weet dis nie 'n maklike proses nie. Hoe gaan dit so ver? Ek meen, julle is halfpad in die seisoen, Kruibenbeek spanne is gekies. Janie, hulle sê, hulle bid maar, hulle daar nie beserings kom nie, en ek dink dis by alle skole so in hierdie tyd van die jaar. Maar ja, Sylvester, julle doen ongelooflik goed met die skool. So ja, ek wil by jou, ek wil hoor, hoe voel jy vir dit wat ons sien? Vir my is dit 'n groot ding om te sê, ons het hierdie jaar ingegaan, ons moes verskuiwe maak, gewoonlik help ek by die 14s en die eerste span, en hierdie jaar moes ek onder 14 so bietjie los, en vir daai afrigter sê, julle kan aangaan toe dit op my tafel kom om die hoofafrigter te wees en die direkteurskap, en dan moet jy seker maak, al die admin en goed by al die spanne is reg, en spankeuses, en so, en ons moet nog steeds gaan vir daai overall wen van die Noordval, en vir my is dit belangrik om te kan sê, elke span voel,
of hy hier moet wees, A tot D span, en dan van daar af die skool se struktuur te bou. Maar ons is geseënd, die afrigters koop in, ons is regtig 'n lekker groep mans wat saamwerk, en vir my is dit belangrik om te weet, dit waartoe ons op pad is, en as jy een hand in die water uithaal, gaan die water nog steeds, gaan dit weg wees, en dan moet ons seker maak, daai spanne kan aangaan. So dis nie een persoon nie, dis maar 'n totale pakket van kondisionering, tot bestuur van die skool, regdeur tot by die skool se hoof en adjunkhoofde. En ek moet sê, ek wil dit eintlik aanraak, julle kry 'n nuwe hoof, in François de Kok. Jy ken vir François, ons ken hom baie goed. François is 'n rugby ou in Murgen B, en ek dink baie van dit wat hy nou toepas as hoof, is omdat hy eintlik daai fantastiese fondasie gehad het in rugby, en weet wat dit vir 'n skool beteken. So, hoe voel julle oor sy koms? Is julle opgewonde? Is dit iets wat jy weet lekker ondersteunend gaan wees? Hoe werk hy? Ja, vir my, ek glo as jy jou werk doen, sal dit altyd goed gaan met jou. So ek vertrou dit gaan goed gaan, dat dit lekker is dat jy iemand het wat ook die prentjie verstaan van hoe dit moet wees, self aan die coaching agtergrond was, help baie, maar dit sit ook weer druk op 'n mens om elke week te presteer en seker maak, jy kan al daai boksies afmerk van wat hy wil hê. Maar ek dink ons is baie bevoorreg om so hoof te kan hê, en dan om te weet, dis die plan, sy droom is dieselfde as wat ons in is tot nou 28, so dit kan vir ons net voordeel wees tot waantoe ons op pad is. Ons het 'n bietjie die naweek gaan kuier daar in Woester, waar jy was. Lekker met die manne gesels, en ek dink as jy eers daar was, en jy verstaan wat dit verg om af te rig, want ek sê vir daai manne, daarmee jy nog coach, jy kry wat jy kry, jy is baie gelukkig as jy hier en daar 'n seun kry van buite af wat belangstel om in die skool te wees. So dis coaching. En ek wil amper sê, julle het daai selfde paadjie hier gestap, want dit was 'n ding wat julle moes bou oor 'n dekade plus, om die ouetjies regtig, om die skool op die vlak te kry, wat hulle nou self na jou hekke toe kom, en sien hierse ordentlike rugbyprogram. Dis 'n massiewe verantwoordelikheid, en ek wil vir jou sê baie geluk. Ek dink julle het 'n fantastiese seisoen sover, en ek weet dit is ongelooflik harde werk. Ek dink nie daar's genoeg waardering van ouers ooit vir wat julle doen nie. En van Blindside se kant wil ek vir julle sê baie geluk met dit. So kom ons praat so 'n bietjie oor Saterdag. Dis die olifant in die kamer, en ek het vir Janie hulle ook gesê, ek kry hoendervleis as ek eintlik dink hoe albei hierdie skole in hulle stil way almal so 'n bietjie gaan skrik maak het, seer maak het, maar albei hierdie skole het 'n ongelooflike opwaartse kurwe tot by hierdie wedstryd. En ek dink julle is seker op die beste vorm wat julle kan wees vir hierdie tyd van die seisoen om teen mekaar te kan kragte meet. So dit gaan uit die aard van die saak soos 'n derby wees, alhoewel dit nie naby is nie. Hierdie is 'n derby. Ja, Noordvaal is elke naweek 'n derby, maar hierdie maak dit so bietjie meer omdat dit gaan vir 'n 1 en 2. Ja. En waar Monas was laas jaar, dink ek min mense het hulle die kans gegee om hierdie jaar al daar te wees. Twee ongelooflike afrigters, 'n span wat speel vir hulle afrigters en inkoop in die plan wat hulle het. Ek was laas jaar so vinnig eendag al by Soufele gewees, en ek en hy het so 'n bietjie gepraat oor die kultuur wat hulle vestig en hoe die program lyk. Dis ongelooflik waarmee hulle besig is, maar Saterdag gaan nie net oor die wen of die verloor nie. Ek dink ons moet nou daarna vaskyk nie. Dis ook maar nog net in die pool stage, as ek die Engelse woord kan gebruik. So dit's maar nog nie die wen om nog nie nou nie, maar dit gaan maar oor die bragging rights tot einde Augustus toe, maar hy wil seker maak 'n ou kan op die regte plek eindig voor die skoolvakansie. Dis ons laaste een na 6 weke in 'n ry en al die proewe, so vir ons is dit belangrik om die regte goed op die regte tyd te doen. En ek het met hulle gesels, ek meen, as ek kyk na die twee spanne, noem dit nou maar hoeveelheid kruiwenweek oudjies wat julle in het, hulle in het, ek meen, daar's soveel similarities, dis eintlik, die ooreenstemmings is so scary naby aan mekaar eintlik, dat die tafel so mooi gedek is vir eintlik iets fantasties. Julle het albei ongelooflike gamebreakers in julle spanne. Ek praat van die Jufras en die Barons en hierdie manne voor met JJ, julle het regtig 'n pak waar die ouens besig hou en oor die veld kan kom. En in die aard van die saak het julle gamebreakers. Dit is so, julle gamebreakers, net so aan hulle kante, het hulle sit met regtig 'n paar baie goeie seuns. So daar is strategie en daar is taktiek en jy hoef dit regtig nie met ons te deel nie. Maar daar is tog 'n bietjie van 'n voordeel seker
in waar hulle lê en dat dit vir hulle tuiswedstryd is. Ja, Thys, ek het 'n bietjie voor die tyd van kamera af gesels. Vir my is dit belangrik. Hulle het nog geen wedstryd op die ras verloor waarvan ek weet nie. So dit sal hulle daai hupstoot gee. Dis hulle tuisveld. Hulle weet presies wat om te verwag. En dan die volgende ding is, hulle het so hard gewerk om daarbo uit te kom dat dit is amper half meer vir jou werd as die ouens gaan speel om daai te hou. En dan die heel belangrikste is jy wil by jou huis nooit teleurstel nie. Ja. Vergeet van proewe, vergeet van al daai goed, maar die ras is hulle plek en is hulle huis, soos ons maar oor Berepark voel. Ja. Maar op die einde van die dag, ons speel rugby en is 'n hop van 'n bal en 'n beslissing van 'n skeieregter. Kom ons hoop op Saterdag die beste rugby wat al twee spanne kan speel om vir die mense daar buite die regte prentjie te gee wat hulle wil sien en kan uitskyk na skole rugby in die Noordval. Ons sien ongelooflik uit. Ek dink ek dink regtig waar dit is tot nou toe die pinnacle van Noordval. Dit is die twee topskole en ons sien regtig uit daarna. Ons gaan Saterdag af wees. En uit die aard van die saak gaan die boodskap altyd wees. Ons is daar om julle en hulle te honor en eintlik rugby te honor. Ek dink dis 'n fenominale geleentheid om weer twee skole net nog nader. Ek weet julle is maats van die veld af. Maar net nog nader aan mekaar te bring. Dit is my mooi om te hoor, jy gaan kuier by Souvele en ek hou van daai goed. Ek meen, overal werk ons met kinders, ons wil hê hulle moet dieselfde waardes as ons sê, ons wil hê hulle moet van die veld af pelle wees. Ons wil hê hulle moet, as hulle tussen daai vier lyne hulle voetjies neer, soos dit 'n oorlog. En hats off weer eens, ek sien dieselfde by Jannie, julle het 'n absolute trots in hierdie oudjies ontwikkel om vir Garsfontein net die beste te lewer. Ja, Thys, daar moet ek dit vir krediet gee vir die seuns. Weet, ons was Saterdag in 'n moeilike situasie op 'n stadium halftyd, harde woorde wat geval het en dan na die tyd dan sê jou kaptein wat JJ is coach, was nodig om hard te praat met ons. En ek dink dis iets waar ons man up, ons is nie, gaan nie goed sugarcoat vir mekaar nie, maar dis belangrik om eerlik met mekaar te wees en eerlik met jou span en seuns te wees. Ja. Baie sterkte vir die naweek Silvester. Ons sien julle daar, ons kan nie wag nie. Dankie. Johnny, if you listen to that first discussion with Yanni and Sophie, there's two things that really stood out for me in that whole interview. The first thing is the absolute humble passion that they have to do something that is very, very long lasting in terms of character for the school, who we are as a school in terms of our rugby. And the second thing that really stood out for me was the amount of confidence that they gave these boys in an extremely short period of time. If you look at where Yanni and them started, and we were very privileged to start with that journey when they started and visited them very soon. If you look where they are, within 2 years of almost re-implementing certain things that are fundamental from under 14 straight through to the first team, and then creating that belief that what they are doing is working, will pay off, will come to fruition, and the whole school stands behind that. And my opinion, Johnny, that's exactly why they are having the success they are having this year. They'll be the first to tell you we're far from where we want to be, which a coach should say, but I'm telling you they've come leaps and bounds in the past year and a half. Look, what's very interesting for me, if you look at the human interactions in society, you've got three choices. You either act out of your reptile fight or flight brain, or you can, unfortunately most people operate from the emotional brain, and then you've got your thinking cap, your thinking brain. And one thing that these gentlemen are getting right, yes, when it comes to the emotional brain, they're extremely passionate, make no mistake, but they primarily focusing on operating from their thinking brain, and that is you're going to play the bull or you're going to play the player. For them it's all about the players. Yes, rugby is a phenomenal game, so is hockey and netball and tennis, and every sport's got a great history behind it, but it's about the human being that's got the ball in the hand, and for them it's about the development of the player. It's about the holistic character development of the player. Yes, I always say it. There's going to be a winner and there's going to be a loser. But if you listen to Sophie and Yanni, it's not about
only the passion about winning this Saturday or, being top 10. It's about really developing youngsters for our future. Because our next generation, Thys, are sitting on the school benches. Correct. And it is our responsibility, and I always say responsibility is the ability to choose our response. How do we respond to the ability to actually develop these kids to become leaders of society so that our next generation and our country becomes a better place? And that's the prime focus. Yeah, and how do we use rugby for that? Because in the past, we've said this so many times. In the past, there were other things that sort of like instilled that, especially in young men. Your service that you had to do, military service, or whether you went to the police force or correctional services or whatever. That was a period in our lives that certain things were non-negotiable. Discipline, respect, etc., etc. So rugby for me has become that vehicle. And I think it's fortunate that the people that are involved in schoolboy rugby still believes in those values, and deeply so. And when we speak about Jannie and Sophie and obviously Wynand and Sylvester and them at Garsfontein, that's still very, very active as a component of where rugby should be and what that brings towards your future and your life in general. Look, I think it all lies in the small details. Now let's allude to it. When you drive into that main gate of Monash on game day, there's a couple of small things. How the people react, how the scholars greet you, how the grounds are looking. I mean, if you look at the call it rugby clubhouse, you look at the gazebos, all the same. We've got that Baumas right around the field. And what seems to be small, but that's humongous. Before a game, Jannie du Plessis himself will walk around the field and he'll visit every suite and every Boma, and he'll thank the people and say, thank you for supporting us. Thank you for believing in us. That's I cannot begin to tell you that interaction from a Jannie du Plessis with all the fans and all the alumni and all the old boys and parents around the field. That becomes the detail that matters the most. That type of thing is it's immeasurable, really, in terms of value. And if you don't know that's the impact that it brings, you'll never do it. But Jannie comes from a background where he understands how important it is to have supporters and not just fans. And I absolutely love how they approach things. Take nothing away from Garsfontein. We are visiting Monash this weekend, so we are obviously focusing on them. Johnny, our next segment was then with Wynand and Belinda, and they are but two of the teachers and the staff that we met. I tell you, Johnny, it's special. Whether you speak to Wynand or Belinda for that matter, or the people that I met in the hall there where all the teachers sit and they're marking and all the rest of it, it's just extremely amazing people, this. And you can see that the DNA, I mean, Belinda actually says something very special that her kids taught her about Monash before she eventually became an employee there. So yeah, we're gonna chat about that. But this segment is brought to us by a very nice brand, an exceptional brand that I want to talk to you about just for 2 minutes. Johnny, we all know if we go into any retailer at this point in time, if you are going to actually look for something to help your kid in terms of nutritional value with the schedules that they have, I'm talking about school, exams, as well as sport. We look at what the calendar of a normal sports kid looks like on a week. It's absolutely grueling. And I'm so honored to say that, the Hall of Fame decided to invest in something that is trustworthy, that parents don't have to go and
walk into a retailer and you've got no clue in those 3 aisles of products what to choose and how to choose. The people that are behind the formulation of this are the best in the country. Where it's packaged is the best in the country, and we are so privileged to actually bring something that will really help your kid in all of these busy lifestyle components that they have at schoolboy level. Luckily, early in my Hall of Fame career, I've come to learn that we cannot be a chameleon on a Smartie box. When you walk into our offices at the Hall of Fame, there's a big sign that says we're driven by a spirit of excellence. You know, everybody in the country knows that we're giving bursaries to talented kids without resources, and currently we've got 128 children in the system. Being said that, you know, 67% of children in South Africa don't get enough nutrients. So yes, we used 2 professors, one at the Potchefstroom University at Pikke, and then one at Tuks, who's head of pharmacology, and Dr. Yvette Erasmus to formulate this. You know, whether it's exam stress or whether it's just, you know, daily nutrients from a gut health perspective or protein shake. You know, Gen H is specifically formulated taste for children between 14 and 18. So mothers don't have to think twice. They know it's safe, it's WADA compliant, it's got the best ingredients out there, and it works. I'm using it on my 3 daughters. I mean, my eldest daughter is now playing for the she was chosen for the Protea under 19 squad last year, and she's playing Tuks 1. And she used to say to me, Dad, listen, I don't, you know, it's all in the head. I don't need to use this. First year, she started using this concentrate of ours, and for the first time, she can actually sit and focus. You know, so yeah, it's a wonderful product. I'm not here to punt it. In Blindside and the Hall of Fame, we know what works. And I can tell you this fantastic range, and parents should go out and get this. Go and have a look at also the shorts that we did with our Red Burger, who actually specializes in development of children. She's got 25 years of experience in this, and the results and the stories is what we'll bring to you, because the proof is always in the pudding. There's so many phenomenal reviews about this, and it's very exciting, Johnny. So this segment with Belinda and then obviously Wynand is brought to you by the wonderful product range of Gen H. Wynand Moelman, dis rarig vir my 'n bittergroot voorreg soos altyd om hier by julle te wees. Ek het nou vir Jannie en Sophie gesê dit is vir ons spesiaal, want ons het hierdie wedloop eintlik van die eerste tree af gesien kom. En baie tyd by hulle spandeer laas jaar. Ons word soms beskuldig, ons trek skole voor. Ons moet regtig sê, ons voel nie te sleg dat ons Monna so 'n bietjie voorgetrek het nie, want ons het al die mooi stories sien kom, omdat ons die karakters ken. Ek ken jou baie lank, Wynand, en obviously vir Jannie hulle en Johnny hulle ken vir Jannie hulle baie lank, self ambassadeurs van die Hall of Fame. So dis altyd vir ons lekker om by julle te wees. En ek wil met jou vandag praat oor hoekom Monnas is waar hy is. Ek dink hier daar's iemand wat die geskiedenis beter ken as jy nie. Jy's 9 jaar gekombineerd al hier. Jy was al bekend as Wynand Monnas by die Leeu's, want jy's 'n bloed, murg en been omdat jou kinders hier was en jy hier gewerk en werk. Dit is net baie spesiaal om hier te wees, is dit nie? Ja nee, Thuis, dit is regtig 'n groot voorreg. Ek dink die mense wat hier werk moet bevoorreg wees en bevoorreg voel, want ons bitter min skole soos hierdie in Suid-Afrika. Natuurlik dink ek, toe die skool opgemaak het op 1 April 1921, die mense wat dit beplan het, was regtig leiers gewees. As jy deur Monnas se geskiedenis gaan, kom jy klomp leiers hier uit. Jy kom mense uit wat baie suksesvol is, maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. En soos ons al baie keer gesê, ons is 'n gemeenskapsskool en ons dien die gemeenskap. En ons dien mense wat regtig hulle karakter wil ontwikkel. En ek glo Monnas doen dit aan elke liewe leerder wat jy op hierdie terrein gestap het. En dit is so, Wynand, ons sien dit, ek moet ons al 'n paar keer kom kuier, die trots wat 'n seun of 'n dogter het om daai baadjie aan te hê, kom tog met 'n klomp geskiedenis in die eerste plek, maar daar moet tog goed gebeur in 'n skool, konstant om daai tradisies te hou.
ek wil amper sê daai trots te hou om deel te wees van iets wat baie groter is as hulle self. En ek wil julle komplimenteer. Ons gaan net met Belinda ook gesels. Ek dink is iets wat in hierdie skool gebeur wat uit die aard van die saak alles laat goed gaan. Ja, elke skool het seisoene, maar ek moet sê vir die afgelope tyd, ons sien iets in Monash wat so ongelooflik spesiaal is en ek wil by jou saamstem. Dis baie raar. Jy weet ouens sê dit en Ja. maar wie leef dit regtig? En hoe tangible is dit as ons daar kom en dit moet sien? En ek moet waarlik vir julle sê, julle kry dit ongelooflik goed reg. Ja, as jy net so vat, ons het leerders van reg oor die land wat al by ons gematrikuleer het, van Walvisbaai, Swakopmund, Tsumeb, Paul Willemse wat vir Frankryk gespeel het, byvoorbeeld kom van Tsumeb af. Ja. Saldanhabaai, Stompneusbaai, Graafrenet, George in die Kaap, Langebaan. So reg deur die land wil die mense graag, wil die seuns graag by Monash wees, en ek dink die dogters ook. Maar weer eens is dit net, jy kan maar hier rondstap, die kinders sal jou groet, hulle sal jou in die oë kyk. En hier en daar is daar 'n paar manskappe wat ons moet regryk, maar dit gebeur outomaties as gevolg van die tradisies. Natuurlik die juffrouens in die klas wat 'n ongelooflike rol speel om hierdie tradisies by te hou en vir die kinders regte goeders te leer en te weet die geskiedenis van Monash. Jy kan nou sê jy vra van my, maar ek bedoel Belinda is hier so 3 jaar, 4 jaar en sy ken die geskiedenis net so goed. Want soos jy gesê het, dit is iets wat binne jou is, wat binne jou, dit raak net binne in jou. Dit word deel van jou DNA en deel van jou bloed. Nou was jy nie op skool nie, word jy so lief vir die skool. Jy wil nie eintlik na ander skole toe gaan nie. En ek stap nou daar in die personeelkamer en dankie dat dit so aangevat het. Dis 'n monument. Niemand mag aan hom raak ooit nie, wat ek dink fantasties is. En ek praat met die koorjuffrou en sy sê vir my daar's 10 rugby spelers wat in haar koor sing. En die balans wat julle in hierdie skool het, akademies, kultuur, sport, dis net asof alles werk. En ek wil julle komplimenteer daaroor want ek dink jy's reg, Wynand. Ek dink dis Johnny praat altyd van 'n bus en die regte mense op die regte sitplekke in 'n bus om daai bus tot by sy eindbestemming te kry. En ek dink dis iets wat julle ongelooflik goed reg kry. 'n Skool soos hierdie kan nie funksioneer sonder die regte mense in die regte sitplekke, is dit nie? Wel, as jy dink in 1921, dink ek noem dit so, dis 'n puzzle wat gebou word, 'n legkaart. En almal wat daai tyd betrokke is tot nou toe, daar's niemand wat belangriker is die ander persoon nie. Ons bou 'n legkaart by Monash. Die eendag lank, ons sal al lankal oorlede wees en wat ook al, daar sal nog steeds mense aan hierdie Monash legkaart van ons bou. So hy gaan nooit eindig nie, hy gaan net bly bou en bou en bou. So ek hoop ek kan eendag daai legkaart sien ten volle, maar dit gaan nie gebeur nie, want dit gaan bly geblou wees, soos ek sê. Ek moet sê en julle almal gaan dit deel maak en hoe wonderlike voorreg is dit nie. As een naam wat ek graag wil uitlig in hierdie skool en dis maar omdat ek al persoonlik ontmoet het en dis Estie Pinaar. Ek dink daai juffrou ek dink is die grootste monumentaar wat ek in my lewe ontmoet het in persoon en sy was kultuur. Maar sy het elke rugby speler se naam geken. Sy het elke kind, ek kry hoendervleis as ek daarvan praat, want sy was regtig, sy is so 'n ongelooflike spesiale mens. En toe ons hier was met Noordheuwel, ek hoor dis nog dieselfde. Sy's nou al hoe lank afgetree, maar sy weet nog steeds wie is elke kind in hierdie skool. En dit spreek vir my van wat jy nou net gesê het, Wynand. Ja, nee, sy is 'n bees. Dit is maar nou net so. Sy's 'n Monash bees. Ja, en dit is net soos ek sê, hulle word oorgedra en die dinge wat sy doen, dink ek Belinda's op die regte pad met haar ook. Sy doen presies dieselfde goedjies. Lank pad natuurlik vir Belinda, sy is nog lekker jonk, maar dit is die mense wat die bemarking doen en die kultuur van die skool hanteer. Maar jy kan na elke liewe juffrou in meneer hier toe gaan, hulle sal vir iets spesiaal van Monash sê wat ek nie eens weet nie. Jy weet, so nee, dit is 'n ongelooflike skool hierdie. Ek gaan bietjie praat oor rugby, Wynand, omdat ek weet dis ook verskriklik naby in jou hart en dit is al vir baie jare. Hierdie naweek is 'n baie spesiale wedstryd. Doeteenvoudig as gevolg van ons het Garsfontein ook baie besoek en ons verstaan wat in elkeen van hierdie skole aangaan en die hart en die dryf agter dit om regtig vir seuns die beste moontlike geleenthede te gee binne in hierdie balans waarvan ons net gepraat. So ek dink daar's nie 'n meer opgeweegde wedstryd as hierdie een wat die naweek plaasvind nie. Hoe voel jy oor Saterdag? En ja, oor die rugby, maar eintlik oor die dag en die twee skole wat kompeteer. Nee, dit gaan
ongelooflik groot wees. Ek dink Belinda sal vir jou later meer kan sê oor die hoeveelheid kaartjies en die toeskouers ensovoorts. Maar ja, dit gaan hard wees op die rugbyveld. Hulle is 'n jong skool wat baie goed doen. Hulle het 'n eie model hoe hulle dinge doen en ons het ons model wat 'n tradisionele model is. So ons hou van homegrown heroes, oukies wat in graad 8 gemonnas was en wat reg deurgekom in ons stelsel het. Partykeer kom aan nuwe seuns in jou skool, partykeer nie. Weet maar, jy moet werk met wat jy het en hier by Monnas werk ons en ek dink Reinhard en Jannie het dit teruggebring dat ons werk met ons homegrown heroes seuns wat in die omgewing is, wat in die koshuis is. Ja, en natuurlik veroorsaak dit ook dat seuns van ander skole ook graag na ons toe kom, maar ons het ongelukkig net soveel plek ook daarvoor en ons glo aan ons eie seuns. Wynand, dis regtig 'n voorreg soos altyd en mag hierdie skool net vir altyd van krag tot krag gaan. Julle is baie na in ons harte by Blindside en ons sê dit eintlik van baie skole en dit is waar. Ons het ongelooflike agting vir wat julle doen. Ons dink julle is een van die min skole wat dit regtig 100% reg kry. Geen afbreek teen enige ander skool nie, maar ek dink ouens kan kom kers opsteek en kom kyk wat hier aangaan en hoe goed hanteer word om regtig daai balans te hou. So baie geluk met wat julle doen. Mag dit vir nog 100 jaar so aangaan en mag Saterdag vir julle 'n fantastiese suksesvolle dag wees, ongeag wat die punte op die tellbord is. Mag dit net 'n wonderlike byeenkoms van 'n gemeenskap wees. Baie dankie Thys, ek waardeer. Dankie Wynand. Daar's hy. Belinda de Tooy, ons het nou al 'n paar keer met jou gesels. Ek dink ons het laas jaar, ons het nie regtig met jou die onderhoud gehad nie, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Julle het Waterkloof daai naweek gespeel. En ons het 'n episode gedoen en hier kom 'n dame na ons toe aangestap maar daar's trane aan haar oë en ek en Johnny is bitter bekommerd dat ons die verkeerde goed gesê het op ons episode en eintlik kom jy net om te sê ons sal nooit verstaan wat dit vir die skool doen om sulke goed te sien nie. So in die eerste plek is vir ons 'n voorreg om dit te doen en dit is vir ons lekker om te hoor dit het die impak wat dit moet hê vir julle skool. So dis waar ons ontmoet het, Belinda, en dis vir my 'n voorreg om met die hoof van bemarking te praat van hierdie skool, want ek dink dit is belangrik dat mense verstaan hoe al hierdie goed bymekaar kom, want in elke skool, maak nie saak hoe sterk enige vorm van jou leierskap ensovoorts is nie, finansies speel 'n astronomiese rol en skoolfonds doen lankal nie meer wat dit veronderstel is om te doen nie en die bystand van onderwysdepartement. So jy het 'n baie moeilike werk en ek dink terselfdertyd 'n baie opgewondenheid seker in jou om dit te kan doen vir 'n skool waarop jy nou uit die aard van die saak net so trots is. Ja, my dogter het hierdie sê ding gehad, want hulle was ook altyd op skool, my seun en my dogter. Sy het vir my gesê, mamma, Monnas is nie 'n skool nie, dis 'n bloedgroep. En dit regtig, dit word so deel van jou bestaan. So vir my is dit eintlik 'n voorreg om in die posisie te kan wees. En die hele balans van Monnas, die mense wat hier is, die hele samevoeging van soveel geleenthede maak my werk besig, maar baie makliker. Ja. Ja, daar's mense met ongelooflike passie vir die skool, die onderwysers hierso. Elkeen doen sy deeltjies wat wy nou gepraat van 'n legkaart en is regtig so. Elke leerder, elke onderwyspersoneel, admin tannie, ondersteuners, almal vorm deel van daai legkaartjie en dit is wat my werk so exciting maak. So ja, dis 'n voorreg. Ek stap in die personeelkamer in en kyk, dis tipies Wynand, want Wynand se verhouding mens en ek ken hom nog altyd so. Dus hy ken elke persoon tot op die punt waar hy kan sê daai vrou bak die heel lekkerste koek. Hierdie een verkoop neute wat jy nêrens anders kry nie en dit praat van 'n familie, want dit is nie net ons kom 8 uur hier aan en ons gaan 2 uur huis toe en ons beweeg so half verby mekaar en hoop die goed werk nie. Dis 'n serious familie hierdie. Dit is. Ek moet vir jou sê die personeel as 'n geheel is regtig baie na mekaar. Daar's al gevalle want almal dis maar mense en almal het hulle goedjies en hulle dinge. Maar as daar iewers 'n probleem is, dan staan almal saam om te help. As daar 'n kind is wat sukkel, dan staan almal saam om te help. So dis regtig 'n gevoel van 'n eenheid en dis alles gebaseer op Christelike waardes ook. So met dit alles saam bid ons vir mekaar en jy dra mekaar se laste regtig in die sin van tot op 'n fisiese level. So dit is 'n baie close unit. Ja, jy ken almal en jy weet van almal en dit maak ons net eintlik 'n baie goeie span. 'n baie spesiale span.
Ons was met Noordheuwel hierso, Belinda, en ek het daai dag gesê, ek weet nie, hoe kry hulle dit reg om so baie mense deur die hekke te kry en dit nie na Gaalstraat lyk nie. Hierdie naweek gaan waarskynlik heel wat groter as daai wees. Ek dink dit gaan soortgelyk wees. Ek dink nie noodwendig groter nie, maar dit is in die middel van die eksamentyd ook en daar is baie ander goeders wat gebeur. Maar ons verwag nogal 'n hele klompie mense hier. So ons skat omtrent so ek Noordheuwel was groot want is nou al twee skole op dieselfde dorp en Derby is groot. So daar's omtrent so tussen 12-15,000 mense. Hierdie naweek seker so 5-6 vermoed ons. Juist maar as gevolg van al die ander aktiwiteite en eksamen gaan dit moontlik bietjie kleiner wees, maar die gevoel gaan nie anders wees nie. Dit is 'n atmosfeer wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. Dis amazing. Ek moet sê, dis waarskynlik die Derby wat die mees gelykste is in terme van wat bereik is deur die twee skole vir die seisoen. Ek hou nie daarvan dat jy vir my sê dit gaan minder wees so blindsiders as jy nie iets aan het nie. Of jy nou 'n Monumentaris of 'n Garsfontein beer is of nie, klem op die nie, maak seker jy kom by Monas uit want ek dink julle gaan iets baie spesiaals sien. Ek dink weer eens dis 'n ander atmosfeer as jy deur hierdie hekke kom. Daar's net iets in hierdie skool wat ons verskriklik aantrek. En ek dink dis juist hierdie waardes waarvan jy gepraat het. Jy weet, jy kan dit elke kind groet jou en hy kyk jou in die oë. Elke seun, dogter het ongelooflike respek vir opponente, maar ook vir hul opponente se ouers ensovoorts. Dis regtig dis so 'n gesonde omgewing om in te stap en te sien wat jy reg kry. So Belinda, die naweek jammer om vir jou te sê, as al my blindside maatjies kom, is julle weer 12-15,000 mense. Ons vat hom. Sê gou vir my, julle doen heelwat werk met borge en met ouens wat betrokke raak finansiëel. Is al daai ouens maar oud monumentare of is dit maar ouens in die omgewing wat graag sien wat hier aangaan en wil deel raak daarvan? 'n Groot gedeelte is van oud monumentare. Ek moet sê ons word ongelooflik goed ondersteun deur ons Witbil Old Boys. Baie van hulle is besigheidseienaars, so hulle ploeg regtig terug in die skool in. Maar ook die hele gemeenskap, soos met Noordheuwel wat jy kan fisies kan voel hoe die gemeenskap by mekaar kom en dis presies dit. Hulle sien behoeftes raak, hulle kom in en hulle word deel daarvan. En ook 'n platform soos byvoorbeeld Saterdag met groot skole, groot rugby. Hulle kry ongelooflik baie blootstelling. So almal wil betrokke raak en wil 'n deeltjie bybring, so dit maak dit net vir ons baie makliker. Ja, Belinda, baie sterkte vir die naweek. Ons gaan vir julle kom kuier en dit is altyd vir ons lekker. Ek sê asseblief net vir ons 'n parkeerkaartjie reël want ek het nou die hele Suid-Afrika genooi om te kom kyk. Maar dit gaan vir ons lekker wees en weer eens baie geluk met wat jy reg kry. Ek weet jou rol is nie altyd die maklikste een nie, maar met dit wat ek nou hoor, dit moet net 'n voorreg wees. So baie met my klein hartjie gaan ek nie teen weer huil en weer dankie sê vir wat julle vir ons doen. Dis absoluut vir ons net 'n voorreg en ons sê dit by elke skool, dis regtig 'n voorreg om 'n skool se DNA te leer ken. En julle is vir ons baie spesiaal en baie sterkte vir die naweek. Mag die beste span wen. Ons kyk nie net na rugby nie, ons kyk na alles soos wat hier agterkom. En baie sterkte. Baie dankie, ek waardeer dit opreg. Dankie. Johnny, it's very special to listen to these two people. And I've known Wynand for a number of years. He was at some point known as Wynand Monas. And if you listen to his answers on these questions, it becomes evident that it's not bragging, it's not boasting, it's an absolute pride and honor. And he knows the history of that school from 1921 all the way to where we are today. He is just absolutely bone marrow, red-blooded for that phenomenal school. Can I tell you what's heartbreaking? I mean, now and again you'll see clips in Hollywood where these actors put their hands and cement their hands, and if you walk in Sandton Square, Sandton City, there's this huge statue of Nelson Mandela, which is just every time I walk past there I stand in awe. The true heroes are not always the guys that get all the fame and fortune. Wynand is a true hero. What Wynand has done, not only for Monas,
but for children is immeasurable. They should erect a statue of Wynand at that school, because let me tell you one thing, there are a lot of those out there that don't get the recognition they deserve. I love this man for his dedication. I love him for his integrity. He is a phenomenal human being. And I'm 100% certain, Thijs, that if we had a couple of thousand of Wynands in this world, we would have world peace. Because he's so invested in the lives of children. And, you know, he's got this aura around him, and you can sense his unconditional love. I've got huge respect for that man. Every school in this country needs a Wynand. Absolutely. And you're so right, Johnny. He's so humble in that role. You know, when you talk about statues, he'll run. He'll probably break it down himself, because it's not about him. He's always been like that. It's not about him, it's about the school, first of all, because obviously he stands for whatever the values of that school is, and then making sure that the right kids come to that school to have that opportunity. And it's such a privilege. And then obviously, Johnny, we spoke to Belinda. We had such a unique experience the first time we really met her. It was when they played Waterkloof last year, and here comes this lady running towards us with tears in her eyes, and we thought, what did we say wrong in the episode? And she ran up just to thank us for, and that's not why we do this. We don't do this to get taps on the shoulders or anything like that. This is our heart. We want schools to be seen for the amazing, institutions that they are. But she was so humble in thanking us and whatever. And again, a person that is so heart and soul with what that school wants to achieve with children. And nothing seems difficult for her. You know, I said to her, it's quite a challenge, and she says everyone in the school supports each other. It's a family. And because of that, and all the alumni and everyone that is involved, it becomes a bigger family, and it actually makes her work extremely easy, which I think is an exaggeration, because it's never easy to get funding. So let's talk about funding in schools, Johnny, and then also the importance of a Belinda in a school. Yes. There's a couple of things that I want to just mention quickly. The Bible teaches us that as a man is in his heart, so he is. It doesn't say, as a man is in his head. That tells me that it's such a critical role that your heart and your passion is part and parcel. What's true leadership? True leadership is about when it goes well, you give recognition to everybody around you. And when it goes bad, you take the responsibility. And that's typical of Belinda. I can tell you she's phenomenal, because I can see what's going on in her heart. And that's contagious. It's contagious from a Wynand's perspective. It's contagious from a Sophie's perspective, from a Jannie's perspective. So, yeah, man, that school is doing something right, Thijs. Yeah, look, it's special. And before we really get that comments that we love Monash more than any other school, we do love them. But we've seen a lot of things with Sylvester and them, Johnny, and what Garsfontein has done. Look, we've always been so welcomed at the school. Their hospitality, the way they treat people that are coming through their gates. And if we want to talk rugby, I think, Sylvester had a challenge this year. There was some staff shuffle. There was a couple of things that could have gone seriously wrong. Your headmaster retires. There's a new one coming in. There's a lot of variables that could have sort of like toppled this. And whether you like Garsfontein or not, I think Sylvester and the guys did something very special. The coaching staff of that whole school, from under 14s straight through the first team, and then especially the guys that Sylvester brought around him for the first team group, I think is very, very special. And you can see it in the confidence that these boys play with. They really play for their coaches. They play for that badge. They play for the school, and they believe in what Sylvester and them is trying to achieve.
Let's be very, very honest. Garsfontein is doing nothing different than 95% of the top 20 schools in South Africa. So they don't need a badge. It's a brilliant school. I admire the work that Sylvester and his crew is doing. Again, you got the right people surrounded him with. There's a phenomenal headmaster starting at that school. Garsfontein is a reasonably young school compared to the Paul Gyms and the Paul Roses. The success at Garsfontein will not stop. We can say what we want. They're going to be competitive for the next couple of years. And kudos to them. We featured them before. We all know how I feel about Garsfontein. It's a phenomenal school, phenomenal coaching staff. Look, talking about passion and emotion, I mean, Sylvester is, he's the head boy when it comes to passion. But he's extremely smart when it comes to rugby coaching. So, yeah, let's see. This weekend's going to be a huge taste, but equally to not two great rugby schools, two phenomenal high schools playing against each other. 100%. And we're going to have a quick break. The next segment is brought to us by MediHelp. And we're going to talk a little bit about our next month's journey, Johnny, and where we're going and who we're visiting. And it's very exciting. So we'll be right back. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Johnny, die Kruiwenweek is op ons en daar's ander toernooie wat plaasvind, Bokkieweek en ek wil 'n bietjie gesels oor wat ons vir die volgende maand gaan doen. Want ek dink dit is vir ons 'n voorreg in die eerste plek en in die tweede plek ek dink is bitter nodig. Ons sien altyd op superschools al hierdie fantastiese wedstryde en dis wonderlik en ek is 'n groot fan om rugby te kyk. Soos ek sê, gelukkig is ek met 'n vrou getroud wat net so lief is vir rugby. Anders was ek lankal vrouloos. Die punt is, ons het die voorreg, Johnny, om hierdie maand wat kom bietjie Frankfurt toe te gaan. Ons gaan die VKB toernooi bywoon waar daar nie minder nie as 30 skole deelneem oor 'n bestek van 'n week. Waarvan die helfte onder 13s is en die helfte onder 16s is. En dan het is 'n wonderlike voorreg om die Kruiwenweek te besoek. Ons is dankbaar daarvoor. Ek dink elke ou se bietjie en ek wil praat van die Rugby Factory se ouens en spoed hulle by Supersport schools en dit wat ons doen, dink ek het tog 'n value vir die ouens wat nie noodwendig daar kan wees nie. Want dit is lekker om die wedstryd te kyk, maar dis anders om te voel jy is deel van dit wat daar aangaan. En dis tog wat ons nog altyd wou doen. So Johnny, kom ons praat eers gou-gou oor daai VKB week. Hulle het maatjies van ons geword van Absa Willeklawer af en is wonderlike mense. Ons het nou intussen 'n bietjie meer detail oor hoe fantasties hulle harte is vir kinders en vir die gemeenskappe waar hulle dien. En dis 'n voorreg, Johnny. Ja. Kom ons wees eerlik, die passievolle pa wie se seun by Paul Roos speel. En die passievolle boer wat in die Oos-Vrystaat boer wie se seun vir die Oos-Vrystaat speel, die passie bly dieselfde. Jy weet, en ek het net gevoel saam met jou tuis uit die aard van die saak, ja, ons gee 'n klomp ligtyd vir die groot skole, want dis waar die getalle lê en dis waar die excitement lê, maar daai platlandse skole, man, ons kan nie vir hulle weggooi nie. Jy weet, en dit is vir my 'n voorreg om te sê, ons gaan bietjie die kleiner skole doen, ons gaan bietjie platteland doen, ons gaan bietjie daar fokus, en kyk wat gaan in hulle DNA aan, en kyk, jy weet, wat gaan agter die skerms daar aan, hoe voel daai ouers, hoe voel daai coaches, want weet jy wat, op die einde van die dag, jy weet, ons het dit hoeveel keer in ons lewe gesien, daar kom springbokke uit die platteland uit ook, jy weet, en baie van hulle. So kom ons gaan, vir my gaan dit oor die passie
van die platteland. En ek wil dit amper die passie van die platteland VKB week noem binne in Blindside. Vir ons om te gaan kyk, ja, wat gaan daar aan? Ek is baie opgewonde, ons 113 toernooi, en dan sit 116 toernooi, en ons gaan mooi goed daar sien. En dan natuurlik, Johnny, kom ons kyk, meeste van die Kruimweek spanne is gekies. Ek wil so 2 sekondes stil staan by dit, want ek dink, jy weet, ons sien baie rugby, Johnny, en ons sien baie skole, en dit is so voorreg. En as gevolg daarvan, het ons so half opinies oor sekere spelers, ensovoorts, en ek lees vanoggend 'n berig op Instagram, waar die manne van die OP, die afrigters wil bedank, want spanne word gekies, maar dit word na die tyd verander, sonder hulle insaag, ensovoorts, om sekere politiese goed reg te kry, ensovoorts. En ja, Johnny, ek wens ons kan by 'n plek kom, na 30 jaar, waar daai goed nie meer saak maak, wat ons kinders regtig honor vir hoe hulle speel, en hulle abilities, want Johnny, ek verstaan nie hoekom kleur nog iets moet speel nie, 'n rol moet speel nie. Ons het fenominale rugby spelers. En dis tog die bottom line. Ek wens ons kan verby hierdie hele kleur ding kyk, want die ongelukkigheid daarvan is, Johnny, ons sien nie altyd, in my opinie, die beste en regte spelers op Kruimweek nie. As gevolg van allerlei ander komponente wat ek net dink, is dit nie nou al genoeg nie, Johnny. We don't have to force the issue. We've got enough rugby players in this country, enough talented, whether they're pink, whether they're green, red. Now, politics don't belong in schoolboy rugby, point. Nobody's going to ever tell me otherwise. Yeah. You know, we've got enough talented players of all colours to pick great teams, and we should focus on that. I'm just glad, you know, I think the Bulls team is going to have a proper Kruimweek team. Traditionally, again, you know, they are the province, Western Province, we saw, you know, Kruimweeks getting dominated. I think this year is going to be slightly different. Watch out for the Sharks, you know. Lions as well. Lions as well. You know, it's going to be a great match. But yeah, coming back to the Boyd, Kruimweek is there for you can also only choose so many players in a specific union, but yeah, choose them on merit, regardless of what colour they are, and then just go play a proper Kruimweek. 100%. Exciting that it's going to be. We are going to be there, Johnny. It's going to be slightly different. Our viewers should follow us. So I'm ending this off by saying we are so privileged to have you guys watching our show once again. It's such an honor to always be able to do this with my good friend Johnny Burger. It's wonderful to have people like the South African Hall of Fame, Jen H, Lakeside, Nashua, MediHelp, all these wonderful people behind us. And may this long continue, Johnny. Please go and follow us on Instagram, TikTok, Facebook, and X, and then click and subscribe on YouTube so that you don't miss this. Press the little bell there as well so that you get a reminder. And again, all of this that I've just mentioned is absolutely free. It takes you 1 second, and it just helps us to grow our popularity on the algorithms and get our content out there. And we really appreciate all your support, and we cannot wait to see you next week. Thank you. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.